Here moet ons weet dat alles wat hier is, ons maar buite gemaak is, Here, kom uit die hand uit. Uit die hart uit, Here. Here, daarvoor kan ons die lof Here gee. Aba Vader, ek sê dankie, Here, vir die woord wat uitkom. Here, dankie vir elkeen wat het hoor. Here, wat het daar eer neem. Here, wat lekker aankom, sal kom, Here, en gebruik met ons. Goeiemôre dames en here. Nou voordat ons begin, ek het 2 hande waaroor ek moet worry. Gewoonlik loop ek met 'n microfoon rond en dan worry ek net oor 1 hand. Dit is nou nie so nie. Nou het ek 2 hande. So as 1 hand in die sak beland en die ander een doen dit, ignoreer dit net. In 'n mens se gebrokenheid steek ons regtig die ware gevoelens weg. Ons steek die hart se diepste trane weg en ons ignoreer die harde woorde. En ons vergeet die belangrikste beloftes. Maar vir 'n mens om op die punt te kom waar ons die gebrokenheid aanvaar, waar ons die hart se trane laat loop, die woorde, die harde woorde aanvaar en die belangrike beloftes onthou, moet ons eers weer op 'n plek kom waar ons onsself oorgee, onsself agterlaat en die hart van klip te vervang met 'n hart van vlees en van liefde. Ons hoofskriflesing en storie gaan ons vind in Markus 9. En as julle weet hoe lank Markus 9 is, daar's 50 of 51 verse. Ek gaan definitief nie deur al daai lees nie. So om 'n bietjie tyd te spaar, gaan ons net Markus 9 vers 1 tot Markus 9 vers 28 se kant toe lees. En ons gaan ook nie alles lees nie, maar wat julle wel kan doen is, julle kan julle Bybel oopmaak en julle kan die storie volg soos wat ek 'n opsomming lewer. En dan gaan ons ingaan.
As julle al oopgemaak het en julle is daar, sê amen. As julle nog nie daar is nie, sê ek sal opvang. Dan sien ek julle aan die ander kant. Die Bybel bestaan uit so baie verskillende aspekte af en 'n belangrike ding wat ons as mens moet aanvaar is daar's 'n gebed in elke skrif wat jy lees. Jy kan 'n gebed kry uit die een woord uit wat die Bybel sê. Dit kan 'n herinnering wees aan jouself of die Gees kan vir jou openbaar wat jy nog nooit tevore gesien het nie. En hierdie vers wat ek op gaan fokus, die 2 verse wat ek op gaan fokus, is deel van dit in my lewe, wat ek gesien het, wat ek geaanvaar het. In Markus 9 vers 1 begin die hele skrif begin waar Jesus saam met 3 van sy disippels, Petrus, Jakobus en Johannes op die berg gegaan het, waar albei Elia of Elijah en Moses voor hulle verskyn het. Die Bybel sê sy aangesig het verander. Sy klere het blink geword en hulle kon dit fisies sien gebeur. Dit is ook waar die Here God die Vader, weer 'n keer in publiek, met mense wat dit kan sien, sê, hierdie is my seun. Onthou die eerste keer was toe Jesus gedoop het. Toe het die duif gekom en daar 'n stem uit die hemel gekom en gesê, this is my son of whom I am well pleased. En nou hier, die Here Jesus se aangesig het verander en toe hierdie hele storie nou verby is, toe het hulle, Jesus en die 3 disippels nou af die berg afgeloop en al hierdie gebeur tussen Markus 9 vers 1 tot 13. Van 14 af weet ons Jesus en die 3 disippels het saam met die meerderheid van die ander disippels saamgesmelt onder in die berg, onder by die berg se voet, maar daar was 'n groot skare wat vir hulle gewag het. Hierdie skare, nou julle weet natuurlik, en ons lees dit deur die hele evangelies, waar Jesus is, iewes skielik is daar nie 1 of 2 pieties nie, maar daarso is baie. 'n goeie voorbeeld is toe Jesus die mans alleen, wat 5000 was, wat hulle visse en broodjies gegee het. Want ons weet daar was baie meer, want die Bybel sê die mans alleen was 5000. Maar daar kom 'n man uit al hierdie skare uit, en hy kom na Jesus toe, en hierdie man se seun het 'n sekere gees in hom gehad. En hy verduidelik aan Jesus, en ons lees nou in Markus 9 vers 17 tot 18. So ons is nou in die tyd, of die plek, waar die kom ons sê maar, boodskap gaan plaasvind. Die man sê, meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het, na u gebring, en waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, hy kners op sy tande, en hy word styf. Ek het u disippels gevra om dit uit te dryf, maar hulle kon nie. En hierso is waar my eerste punt gaan deurkom. So ek gaan belangrike gedeeltes lees of van praat, en dan gaan ek 'n punt by dit bysit. So as jy notas maak, dan kan jy hierdie notas neerskryf. Onthou, hierdie punt begin by Markus 9 vers 17 tot 18. 'n mens se lewe werk soos 'n pad. Ons weet die Bybel verwys baie na die resiespad. Dis die resies wat jy hulle hardloop. Dit is nie 'n kort resies nie, maar dis 'n lang resies. Dis 'n marathon. En op hierdie marathon gaan daar mense op jou pad gesit word wat sekere dinge kan doen vir ander wat hulle nie vir jou kan doen nie. Daar sekere mense wat op jou pad gesit gaan word wat jou kan help met 'n probleem wat jy het, maar dit beteken nie hulle kan daai probleem oplos nie. Hulle kan die probleem makliker maak vir jou om dit te kan hanteer,
maar hulle gaan nie dit kan oplos nie. Nou gaan 'n tyd kom, waar die Here God iemand gaan stuur, wat jou probleem kan help oplos, en dan moet julle weet, alle glorie van dit, kom van die Vader af, en gaan na die Vader toe. Hy stuur daardie mense om julle te help. So onthou nou, hierdie pa het gesê, jou disippels gaan my nie help nie, maar miskien kan u my help. Toe die mense die seun voor Jesus gebring het die demoon gemanifesteer. En ek wil gou daar stil staan vir 'n oomblik, want julle moet onthou, die demone ken Jesus by die naam. Deur die Bybel, veral die Nuwe Testament, is wanneer die demone manifesteer, dan veral in die evangelies, wat doen hulle? Here Jesus, wat soek u hier? Dis nog nie ons tyd nie. Wat doen u hier? Ons weet hulle is fisies bang vir Jesus. En wat ook al hulle doen, en ek weet nie hoekom hulle dink hulle kan dit doen nie, maar hulle manifesteer hulself voor Jesus om hom te probeer wegjaag. Dit werk nie. Die eerste paar wat dit gedoen het, het hy gesê, ek gaan in my varke en spring van die berg af. Wat meer kan hy nie doen nie. Maar die demoon manifesteer homself, hy gooi die seun op die grond, hy rol rond, daar kom skyn by sy mond uit, en hy skree en hy raas, en dit is 'n hele storie. Maar die pa het iets interessants gesê, en Jesus vra vir hom, hoe lank doen hy dit nou al? Ons weet natuurlik nie hoe oud die seun is nie, maar die pa sê, hy doen dit al van kindersdae af. Wat vir jou die idee moet gee, hierdie seun, of hierdie pa, kan nooit die seun alleen gelos het nie. Hoekom kon hy nie? Maar die Bybel sê, die man verduidelik, hierdie demoon, of hierdie gees, hy het hom al 'n hele paar keer probeer doodmaak. Waar hy hom in die vuur sal gooi, of hy sal in diep plasse water gaan val, as hy homself manifesteer. Dit gee vir ons die indruk, dat hierdie demoon, die seun se lewe wou vat. En weer eens, ons weet nie hoe oud nie, maar ons weet dit is lank. En ek wil vir julle 'n vraag vra, as julle in sulke situasie is, wat julle iemand ken, wat al hoe lank gebesit is, met iets soos hierdie, met 'n probleem, en daar kom baie mense wat sê, ek kan dit oplos, en hulle doen nie, hoe sal julle voel? Engelse woord vir my, dejected. Daar is nie hoop nie. Ek het deur al hierdie mense gegaan, ek het al hierdie dokters gesien, en nie een van hulle kon my help nie. Ek wil my pa as 'n voorbeeld gebruik, kan ek papa maar as 'n voorbeeld gebruik. My pa het 'n rugoperasie gehad toe hy jonk was. Nie mooier as ek nie, maar hy was jonk. En in hierdie stadium het hy net hier opgaan. Ja. En nou het hy die spesialiste gaan sien, hulle het geopereer, en alles was fine and dandy. Klompie jare terug, wanneer was dit? 2 jaar, 3 jaar terug? 2003 en toe 2023. Wat hy weer moes ingaan vir operasies. En 2023 was vooral vir my ma 'n verskriklike tyd, want dit was nie 1 operasie nie, was dit 2 operasies nie, dit was 3 operasies. 3 operasies wat die eerste keer reg gedoen moes word. Hoe moes hulle nie voel daaroor nie? So dink nou net, hoe moet hierdie pa voel na al hierdie tyd? En dit is waar punt nommer 2 in gaan kom. Die vyand gaan altyd maniere kry waar hy jou geloof en hoop gaan doodslaan of probeer doodslaan. Deur mense, gebeurtenis of meer belangrik jou eie gedagtes. Waar hy mense se situasies gaan gebruik en hy gaan vir jou sê, kyk daar, hoekom het hy met jou gedoen, maar God kan dit nie met jou doen nie.
Hoekom is hulle opgelos en jy is nie opgelos nie? En dit is waar jou gedagtes begin speel, waar jou hart begin twyfel. Die volgende 2 verse is nou waar die crux, dit is die crutch, dit is die fondasie van my hele boodskap. Nou ons het nou al gegaan tot en met Markus 9 vers 22, so ons gaan nou 23 en 24 lees. Dan dink ek seker maak, ek dink ek jok vir julle, maar ek sal nou kyk. Ek wil baie graag die Engels ook hier gebruik, want die Engels sê dit vir my baie mooier as wat die Afrikaans doen. Afrikaans lees ons in die 53 vertaling, ek moes dit al vroeër gesê het, en die nuwe, as ek ooit Engels gebruik, dan gebruik ek die New King James Version, NKJV. In Markus 9 vers 26 sê Jesus vir hierdie man, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Die Engels sê, if you can believe, all things are possible to him who believes. En dis waar punt nommer 3 inkom. Die woorde wat in my gedagtes kom, word aktiewe geloof genoem, of active belief. Toe ek in die jeug was, en toe ek my hart vir die Here gegee het, was 'n boodskap oorgelewer, wat die leier gepraat het van active belief, of aktiewe geloof. En geloof is aktief. Jesus sê vir die man, as jy kan glo. In ander woorde, as jy geloof het. Hy sê nie dadelik, jy glo dit gaan gebeur nie. Hy sê nie, dit gaan altyd so wees nie, maar hy sê, as jy kan glo. Die woord waarna ons kyk, die sleutelwoord is jy. Dis nie die mense wat vir jou bid nie. Ja, die gebede wat hulle gee, het krag. Maar sê gou vir my, as jy 'n kar gaan koop, en hierdie persoon wat die kar aan jou probeer afsmeer, sê al hierdie wonderlike dinge van hierdie kar, beteken dat jy gaan hom koop? Nee. Jy gaan kyk, jy gaan dink, dan gaan jy dalk sê, ek sal 'n ander plekkie gaan probeer. Of ek wil 'n ander kar gaan probeer. Dit is aktiewe geloof wat jy moet kies, of jy die blessing of die miracle wil aanvaar. Want die oomblik, wanneer jy begin twyfel, en jy kan sê, die Here kan dit nie vir my doen nie, well done. Ons baas sê altyd, give that person a bell. Ek gee vir jou bel, want jy het, of klokkies, jy weet kerkklokkies, want jy het so pas jouself toegemaak om te ontvang. Die vyand gebruik jou gedagtes. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir hom wat glo. Weereens, nie die mense wat vir julle bid nie, maar jy moet reg wees om dit te wil en te kan ontvang. Die Bybel sê die man het met trane uitgeroep, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. In Engels sê dit, Lord, I believe, help my unbelief. Punt nommer 4. Het nog 'n Engelse woord, en julle moet my verskoon, ek praat baie Engels, so as dit kom by Afrikaans spreek, dan val ek bietjie kort. Maar nie te min. Die Engelse woord sal earnestly wees. He prayed with an earnest heart. Dis wat gedoen het. Hy het sy trots eenkant gesit. Hy het nie gedink, ek glo, en alles is fine and dandy nie. Maar hy sê, ek het ongeloof in my, Here, help my met dit.
Dis wat hy sê. He called out with an earnest heart. En Google Translate het absoluut niks gehelp met hierdie woord nie, want dit sê ernstig. Ernstig en earnest is nie dieselfde betekenis nie, maar nietemin, hy het met 'n ernstige, gebroke hart, wat geen hoop gedraai het nie, het hy uitgeroep, en hy het gesê, ek het ongeloof, help my met dit. Hy was eerlik met homself, en hy was eerlik met God. Ons weet God ken ons. Ons weet God ken ons hart. Maar hoe baie keer probeer ons nie vir hom jok nie, of iets van hom wegsteek nie. Hoe baie keer is ons te trots, wat ons sê, Here, ek glo, maar dan in die hart is dit, kan dit regtig met my gebeur? Kan dit plaasvind? Kan dit so wees? Die vyand gebruik jou gedagtes, jou gevoelens. En nou die tema van my boodskap is die eerlikheid en heerlikheid van 'n gebroke hart. In die tydperk wat 'n mens 'n gebroke hart het, wanneer 'n mens werklik voel alles is verlore en daar's nie 'n pad of 'n deurkoms nie. Wanneer jy op daai punt is van opgee oor die situasie, oor die persoon, dit is in daai tydperk wat jy as mens werklik en regtig kan oopmaak vir die Heilige Gees en kan oorgee aan God. Want jy het nie 'n klomp gedagtes en gevoelens wat jou hart blok nie. Ekskuus. As jy op daai punt is, maak jou hart oop om te kan ontvang. As jy op daai punt is, kan die Here jou gebruik as sy instrument en hy kan vir jou gee. Maar voor dit, as jy nie totaal oorgawe gee nie, gaan jy nêrens kom nie. Dis ongelukkig so maklik soos dit. Hierdie man, hierdie pa, wat nie eens 'n naam het in die Bybel nie, het vir my een van die sterkste gebede voorgelê, waar hy sê, waar hy sy hart oopgemaak het, en hy het geerken, hy het ongeloof. En dis net daarna, waar die wonderwerk kon plaasvind. Punt nommer 5, faith without works is dead. Almal ken hierdie vers. Hierdie vers was al so baie rondgegooi. As jy net ry, dan kry jy dit, of daar's altyd iemand sê dit, en Afrikaans is vir my ook mooi, dit sê geloof sonder werke is dood. Maar wat se werke? Hierdie werke hoef nie groot te wees nie. Dit hoef nie eers belangrik te wees nie. Dit hoef nie 'n impak te wees nie. Maar dit kan een woordjie wees. Dit kan een daad wees. Jy kan langs die pad loop, jy kan 'n man of 'n vrou sien, en jy kan al toe gaan en sê, die Here het jou lief. 3 woorde, die Here het jou lief. Ek sê ook 4 woorde. 4 woorde. Dit kan iets so kleins wees. As iemand vir jou iets vra, 1 woord, nee. Of 1 woord, ja. Daar gebeur iets, daar's krag. En ek het nou gesê, dat jou gedagtes is die wapen wat die vyand gebruik. Dis hoekom die Bybel ook sê, ons is in 'n konstante geveg met vlees. Tussen vlees en gees. En hierso is waar dit gaan manifesteer. Want die gedagte wat by my gekom het, voordat ek by die gedagte inkom, wil ek hierdie saad by julle plant. Moet nooit so trots wees dat jy op 'n punt kom wat jy weet, jy het ongeloof en jy gebruik nie hierdie gebed nie.
Ek was al daar. Ek het baie keer as daar mense is wat bid. Nou ek bid al vir 'n baie lang tydperk vir die uitleg van tale. Maar ek doen hierdie, en ek sê sommer dis 'n stupid ding wat ek doen. Want ek voel iets borrel elke keer op. Maar dit kom net nie daar nie. Want in plaas daarvan dat ek aanhou bid, kom die gedagte op, ek is nie goed genoeg om dit te ontvang nie. Doodgeslaan, klaar, verby. Ek gaan nie daai tyd kan kry nie. Want ek voel ek is nie goed genoeg om dit te ontvang nie. En ek weet baie mense het al so gevoel. Ek weet baie van ons voel nog steeds so, as dit kom by situasies. Hoe kan ek hierdie mense help? Hoe kan ek die doen? Hoe kan ek daai doen? All things possible to him who believes. So nie jy is wat werk nie, laat die Heilige Gees deur jou werk. Lewe en dood is in die mag van die tong, en hier is die gedagte wat ek wil deel. Maar daar's 'n versie wat saam met hierdie vers moet inkom, wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die tong loop deur die gedagtes wat jy al gedink het. Woorde wat jy al wou sê. Die gevoelings wat in die hart weggebere is, maar nie aangespreek word nie. Julle weet as dit kom by psychology, as mense hulle gevoelings opbou en opborrel, wat gebeur? Dit werk soos 'n bom. Almal weet seker hoe werk 'n granaat. Nou, in 'n granaat druk jy allerhande goed in, en wanneer jy die pin uittrek, dan het jy 'n klein liewertjie hier aan die kant. En as jy dit laat gaan, werk jy op 'n tyd. Maar voor daai granaat enigstens afgaan, word hy volgedruk. Wie het al gesien wat gebeur as jy 'n ballon of 'n kar se wiel te groot pomp? Pah! En dis hoe mense gevoelings ook werk. Jy bou op en jy bou op. En soms kom die woorde uit wanneer jy nie wil nie. Oeps, ek het dit per ongeluk gesê, ek het nie dit bedoel nie. Iewerste het jy daai gedagte gedink. Of jy weet jy het dit gedink, of jy dink jy het dit nie gedink nie, jy het dit gedink. Dit is daar. Die saad is geplant. Dis begin die hele vers van lewe en dood is in mag van die tong. Nie by die tong nie, dit begin by jou hart en by jou gedagtes. Gesê of gedink, of nie gesê nie, of nie gedink nie, dit is daar. Hierdie pa en hierdie man het in hierdie verhaal sy trots eenkant gesit. En hy publiek, onthou, hulle is nog in die publiek toe hierdie gebeur. Sien in jou geestesoog die prentjie van, hier staan Jesus, hier staan disippels oral rondom hom, die pa is voor hom, en die seun is op die grond, besig om rond te val, en die skare maak 'n sirkel rondom hulle. In die storie sien ons dit baie as daar 'n geveg is op 'n skoolgrond of iets. Ja, slaan hier jou en al daai dinge, maar dit is die storie, dis die prentjie wat jy moet sien. Dit is in publiek. En hierdie man het sy trots eenkant gesit en vir iemand in publiek gesê, ek het jou hulp nodig. Ons weet nie of dit 'n Griek was nie, ons weet nie of dit 'n Romein was nie, ons weet nie of dit wie of wat hierdie man was nie. Maar as ek een ding geleer het in hierdie 23 odd jaar wat ek nou op hierdie aarde rondwandel, is dat 'n man het trots. En dis baie keer daai trots van die man wat keer dat die wonderwerk plaasvind. Maar nietemin, hy het eenkant gesit, hy het met erns en totale oorgawe aan God gekom, en hy het gesê, Here, help my ongeloof. Nou, jy kan verder aanlees, maar wat sê Jesus? Hy sê, gaan uit, hierdie seun uit. Nou nie presiese woorde nie, daar's 'n hele regtig diep, sterk stuk wat hy sê, maar die gees gaan uit hierdie seun uit, en die seun is bevry.
Maar dit sou nie kon gebeur het, as die man nie gesê het nie. Die Here is kragtig, maar hy sal jou nooit forceer nie. Hy sal jou nooit forceer om iets te doen wat jy nie wil nie. As jy nie wil gaan oefen nie, dan gaan jy nie oefen nie. As jy nie wil lees nie, gaan jy nie lees nie. As jy nie wil leer nie, gaan jy nie leer nie. En so werk God ook. As hy vir jou sê, as hy vir jou opdrag gee om te gaan doen, en jy wil dit nie doen nie, ek's jammer om vir jou te sê, maar God gaan iemand anders te kry om dit te doen. Hy kan. En hy gaan. Want die Here werk buite tyd, en ons weet hy is oneindig. Maar hy weet ons op hierdie aarde is nie. En hy het miskien ons siel, maar miskien is daar iemand wat hulle siel besig is om dit weg te vat van die Here af. Miskien is dit iemand wie iets nodig het vir hulle siel om gered te kan word. As dit nie jy is nie, sal God iemand anders te kry. Dat ek net seker maak, ja. Ek wil vir julle die vraag aanskep, en ek wil vra, wie is die pa? As jy 'n ma is, wie is die moeder? Of nog beter, wie is die mens wat huidiglik hulle self in 'n posisie kry, wat hulle sê, of wat hulle moet sê, help my ongeloof. Want wie was nie al op so 'n punt nie? Wie was nie al op die punt om op te gee op iets nie? Ek het 'n testimonie geleer, of gehoor, van 'n man wie se ma om en by 36 jaar vir hom gebid het. 36 jaar. Mense, ek kan skaars in 'n lyn wag vir 10 minute sonder om te sê, okay, ons wag. Maar vir 36 jaar, elke keer gekom het op 'n punt wat sy sê, Here, my seun, help hom, ontmoet hom. Wie is nie nou in daai posisie nie? Wie is nie nou daar om net op te gee nie? Wanneer 'n ongelowige persoon gered word en hulle wil hulle hart vir die Here gee, is daar 'n hele klomp lesings in die Bybel, verse uit die Bybel wat ons gebruik. En een van hierdie skriflesings is Romeine 10 vers 9 tot 10. En ek wil dit in Engels vir julle lees. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. Maar ek wil hierdie 'n klein bietjie verdraai. En ek wil sê, as jy bely met jou mond dat die Here jou God die wonderwerk kan doen, en jy glo in jou hart dat daar is niks onmoontlik vir die Here nie, want in jou hart vind jy die waarheid en deur jou mond spreek jy die krag, dan sal dit gebeur. Kerk, as jy nie wil nie, dan so sal dit wees. Maar as jy wil, so sal dit wees. En ek wil graag almal vra om julle oë toe te maak. En julle weet, daar's iets wat die Here op my hart lê. En ek wil veral die moeder en die vader van hierdie gemeente aanspreek. En ek wil vir julle sê, daar's miskien nou min mense in die kerk.
Maar julle weet die Bybel sê is, as die mens nie gaan sing nie, dan sal hy die Here die klippe vra om te sing. En die stoele wat nou leeg is gevul met die engele, gesien of ongesien. Ek weet wat julle gekry het, toe julle ingekom het. Ek het miskien nie geweet hoe groot dit is nie. Maar die Here weet wat julle doen. En ons het so 'n bietjie gister hier gepraat by die bazaar. If change was easy, everyone would have done it. Dit gaan miskien nie 1 jaar of 2 jaar vat nie. Ek bedoel, julle is nou al hier vir 'n klompie jaar. Dit gaan miskien nie 5 jaar vat nie. Dit gaan miskien nie 10 jaar vat nie. Maar dit gaan gebeur. En julle werk klaar baie hard. Ek weet, dit gaan gebeur. Nou wil ek gou hê, almal moet julle oë toemaak, en julle kan sommer net julle hande so vinnig op en af druk. As julle voel, julle is een van daardie mense, wat in 'n situasie sit, wat ongeloof, so dik is, jy kan hom met 'n bottermes sny, dan wil ek net graag vra, steek jou hand net vinnig op en af. Okay. Die volgende wil ek bid. En jy hoef dit nie saam met my te bid nie. Jy hoef nie eers te staan nie, want ek weet baie kerke sê staan as jy dit. Baie mense wil nie staan nie. Wees dit trots op, wees dit iets anderste. Maak julle harte oop vir die trane om te loop, vir die beloftes om aanvaar te word, vir die manifestasie van dit wat God al beloof het, wat jy dalk gesê het, is fisies onmoontlik. As dit onmoontlik is vir God, dan het hy nie sy seun gestuur nie. Maak op julle harte, sluit julle oë, buig julle hoofde as julle wil, en bid net in jou hart, of in jou gedagtes, saam met my. En Here my God, ek kom nou by U, en ek bring hierdie hele gemeente, Here, by U voete. Here, ek lê die mense neer by U troon. En Here, soos hierdie pa wat gesê het, wat geadmit het, Here, ek sukkel met ongeloof. Weet ek, Here, elke liewe persoon het iewers in hulle lewe, of hulle nou in daardie tydperk is, of hulle in daai tydperk was, en of hulle in daai tydperk gaan wees, wat sukkel met die ongeloof van die hart, wat sê dit is onmoontlik met die gedagtes. Here, ek bid spesiaal vir ons wat so voel, vir elke liewe een van ons wat voel, Here, die situasie gaan nie opgelos kan word nie. Here, bid ek, en ek stamp daai gedagte dood, en ek sê, in die naam van Jesus Christus, dit sal gebeur. Dit sal so wees. Here, U woord sê, as jy kan glo, Here, en so bid ek, en ek sê, Here, ons glo, maar help ons met ons ongeloof. Help ons, Here, om te aanvaar. Help ons, Here, om te kan beklei. Help ons, Here, om te sê, so sal dit wees in die naam van Jesus. Ek spreek lewe en ek spreek liefde oor elke situasie wat elke persoon byval. Here, ek spreek geloof en ek spreek liefde oor elke persoon wat siek is. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, die Here Jesus, wie ons in glo, die Heilige Gees wat vir ons gestuur is, Here, bid ek dit en ek sê, so sal dit wees. En ons prys U naam en ons loof U naam en ons sê, Here, dankie vir dit wat U gaan doen in ons,
met ons of deur ons. Ons loof U naam. Amen.